se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens, ja, Ben en Francis loop sy saam met jou by die Braambos, wat die Gees van God deur sy woord met ons wil praat. Ek wil hê moet baie mooi luister vandag. Moenie na my luister, moenie na Ben luister, luister na die woord van God. Moenie sê dit was 'n mooi preek nie. Ek is nie hier om vir jou te preek nie. Ek is hier om met jou te praat oor iets wat baie, baie ernstig is. Ek wil nie hê jy moet dink, maar ek kan niks doen nie. Dit het tyd geword dat ek en jy besef, ons het te sê, ons kan dink, ons kan praat, ons kan sê hoe ons voel. Ons het op 'n stadium gekom in ons lewe wat ons teruggetrek het. Jesus sê vir die Egiptenare, Moses sê vir die Egiptenare, verlang julle na die kospotte van Egipte. Ons is so besig om na die kospotte van Egipte te soek, dat ons nie die realiteit in die oë kan staar nie. Ek het so 'n week of wat terug die geleentheid gehad, die voorreg gehad, om te sê, in ander woorde, word net wakker. Dis tyd dat ek en jy kyk wat om ons aangaan, dis tyd dat ek en jy ons sê, ek het vanoggend na iets van Steve Hofmeyer geluister, wat so waar is. En ek was redelik trots op hom, dat hy opstaan en hierdie goed sê, maar dit het tyd geword dat ek en jy ook opstaan en goed sê. 'n baie lelike uitdrukking wat maklik gebruik word, is laat water oor God se akker loop. Ek was my hande in onskuld. Wat kan ek doen, arme wurmpie? Ek het nie 'n sê nie, ek het nie 'n titel nie, ek sit nie in die parlement nie. Maar as elkeen van ons, ek en jy, begin opstaan en sê, nie wat sê ek nie, wat sê God? Ek lees al hierdie goed van keer terug na Jesus, keer terug na God, mooi gebede van hoe God ons gaan seën, maar ons is nie bereid om terug te draai na Jesus toe nie. Ons is nie bereid om te sê nie. Nou kry ek 'n WhatsApp vandag van 'n ontstelde onderwyseres en ma van kinders oor die nuwe vak op skool. Volwassenheid, adolessensie, LGBTQ1 gemeenskap. En dan vra hulle en die ding is eintlik baie onduidelik, ek kan nie mooi sien nie, maar die kinders moet nou hierdie ding gaan lees, en dan moet hulle die vrae antwoorde. Maar nou is dit baie onduidelik, ek gaan die oorspronklike kry, en ek gaan dit vir jou stuur as jy dit wil hê. Ek kan nie mooi daar lees nie. Die mense is geneig om ons
uit te skel as rasisme, as mensehaters, as sondesoekers. En dit is nie so nie. Dis beslis nie so nie. En ek het regtig niks teen LGBTQ. As jy een wil wees, by all means, wees een. Maar weet wat sê die woord van God. Nie wat sê ek nie. My opinie tel nie. Tel nie vir jou nie. Maar dit het tyd geword dat ons opstaan en sê, weet jy wat? My kind sal nie hierdie goed leer nie. As hierdie vak aangebied word, sal my kind op die rugbyveld gaan sit. En as 1000 kinders op die rugbyveld gaan sit, gaan iemand dalk iewers wakker skrik. Nou lees ek in die woord, Romeine 3. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Nou moet ek en jy die som maak van wie praat God hier. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Van wie praat God hier? Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van die adders is onder hulle lippe. Hulle monde is vol van vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergeld. Wat is hierdie regering? Wat is hierdie skoolbeleid besig om te doen as anders as om ons kinders se bloed te vergiet? Verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van die vrede ken hulle nie. En luister nou vers 18. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dit het tyd geword dat ek en jy ophou klaagliedere en dink God het 'n waan wat hy gaan swaai. Ek kan leef soos ek wil, ek moet my vingers klap en God moet gee. God gee vir die wat hom liefhet. As jy God liefhet, sal jy sy gebooie onderhou. As jy God liefhet, sal jy God dien met gees en met waarheid. Hierdie goed is teen die wil van God, is teen die woord. 1 Korintiërs 16:22. As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha. Laat hom 'n vervloeking wees. As jy hierdie goed aanhang, promoveer, goed praat, kan jy God nie lief hê nie. Want God is absoluut hier teen gekant. Romeine, hulle verblind. As hulle, u sal hulle gee vergelding van hulle harte, 'n vervloeking oor hulle. My liewe mens, ek onthou baie jare terug, dis voor my tyd, maar ek het dit later op TV gesien, het Elvis Presley begin rock and roll sing, en die hele wêreld was teen hom gekant, en hy's uit die hel uit, en hy's boos, en 'n ou vat op 'n radiostasie 'n LP plaat, en hy vat hierdie plaat, en hy laat hom so die begin speel, en hy slaan hom stukkend, en hy sê, nooit weer sal hierdie musiek op hierdie radio gespeel word. En ek het toe gelag daaroor, want Elvis het toe wêreldberoemd geword, en hy het op al die radiostasies gespeel, en dalk sit jy vandag daar en jy sê, Ben, jy's van die pad af. Dan is ek van die pad af. Ek is so ver van die pad af as wat die woord van God my toelaat. Maar ek dink dit het tyd geword, dat ons ophou sê, ek was my hande in onskuld. Kyk, hierdie goed, kan ek niks aan doen nie. My arme kind moet dit nou maar leer. As hulle dit wil aanbied, as jy wil hê jou kind moet dit bywoon, en jy wil dit goed praat, en jy's dalk skuldig daaraan, en jy dink daar's niks meer verkeerd nie, is jy vry om dit te doen. Ek wil nie sê dis 'n vry land nie, want dit is nie, maar
jy's vry om dit te doen. God gee jou 'n keuse. Hy sê, watter God dien jy? Watter Here dien jy? Een ou het opgestaan toe sê hy, ek en my huis, ons sal die Here God dien, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis die een wat ek wil dien. Die een Yahweh van hierdie woord, die Bybel. En as die Bybel sê, dis 'n gek en 'n dwaas, dan wil ek dit sê. En ja, ek sal seker baie kritiek kry, en ek gee nie om nie. En ek sê ook nie, jy moet dit nie doen nie. Ek sê vir jou, wat sê God moet jy doen? Ek en my huis wil dit nie doen nie. Moet dit nie in my keelgat in afdruk nie. Ek kyk na programme waar hierdie mense van oor see optogte hou. En dan, as hulle gekonfronteer word, dan praat hulle nie normaal nie. Hulle begin soos gekke skree, soos of 'n demoniese gees van hulle oorvat. Hulle skree, hulle vloek die omroepers, hulle gooi die kameras stikkend. Dis demonies. Dis nie van God, Yahweh, Abraham, Isak en Jakob nie. Dis demonies. Jesus Christus het gesterf, dat as jy hier aanskuldig is, kan jy vergifnis ontvang, en jy kan jou sonde bely, en hy sal jou vergewe, en jy sal 'n nuwe skepping wees. Dis jou keuse vandag. Moenie sê, maar ek het nie 'n keuse. Moenie sê, maar ek kan dit nie doen nie. Moenie sê, arme wurmpie, ek is nou maar eenmal, hoekom is ek in hierdie land gebore, ek gaan nou maar immigreer nie. Oor see gaan dit erger as hier. Hier gaan dit eintlik nog baie kalm en baie goed. Ons moet dit behou, maar al hoe ons dit gaan behou, is as ons opstaan en sê, ek hou nie daarvan. Maar nou kry ek dit op my WhatsApp, nou stuur ek na 400 ouens toe. Hierdie een ou met die rooi kappie spring op en hy sing, kill the farmer, kill the boer, en almal stuur dit aan. Dis propaganda vir hom. Delete dit, vee dit af, moenie daaraan steur nie. Bid vir hom, sê, Here, red sy siel, anders gaan hy in die hel brand. Dis wat die woord van God sê, dis nie wat ek sê nie. Dis wat die woord, die Bybel sê. Maar ons wil te graag mooi klink, ons wil te graag hê mense moet van ons hou, ons wil te graag op die voorblad van die koerant wees, o, ek het nou dit goed gepraat. Ag, as jy R1000 betaal, dan kan jy, hoe die een ou gesê, come and kiss this holy hands, vir sy gemeente. Toe spring almal op en kom soen sy hande. Hierdie hande is nie holy hands nie, is human hands. But I put it in the hands of holy hands, Jesus Christ. My liewe mens, kom ons bid. Kom ons bid. Maar wat moet ek doen? Ek moet bid. Ek moet die Here vertrou. Ek moet terugkeer na die huis van die Here toe. Nie na enige kerk toe waar hierdie goed gepromoveer word nie. Ek moet teruggaan na die huis van God toe waar die woord van God gepromoveer word. En ek moet my kinders die regte opvoeding gee. En as hulle in 'n instansie is, nee, ek vat hulle liewer mall toe en laat hulle op hulle rekenaar speel. Dis nie wat God sê nie. God sê, dat die kinders na my toe kom en verhinder hulle nie. Ek wil by jou pleit vandag. Kom ons begin weer God dien. Kom ek en jy begin weer God dien. Kom ons gaan, ons draai regtig terug na Jesus toe. Kom ons gaan terug na die huis van die Here toe. Kom ons begin die woord glo, bid en volg. Kom ons verander ons lewe in Jesus naam. Here, ons het U nodig soos nog nooit in ons lewe nie, maar ons het nodig om wakker te word, ons het nodig om op te staan vir wat reg en verkeerd is, ons het nodig om weer die woord te gebruik, weer die kerk by te woon, die huis van God, die samekoms van kinders van God, ons het weer nodig om die duiwel hel toe te stuur in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is
072 577 1196 072 577 1196. Die Here seën u. Baie dankie vir elke finansiële bydrae. Dankie vir elkeen wat saam met my bid. Dankie vir elkeen wat vir my en Fransis bid. Kom ons dien die Here. As jy vra, vra my. Hierdie is nie 'n eenrigting gesprek nie. Praat met my, sê vir my jy stem nie saam nie en oortuig my uit die woord uit. Nie uit die FAK of uit die woordeboek uit nie, uit die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel. Die Here seën u, baie liefde, Benno Francis Loubser, Jesus is Lig Gemeente, Eastvale Spring.